Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here en dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n onbekende nag gedra het, dat die Here vir ons vanmôre vars, veilig en gesond opgewek het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën hier by deel 2 wat handel oor die gedagte van die droefheid volgens die wil van God. Jy sal onthou ons het gister begin deur vir u te lees hier by 2 Korintiërs 7 vers 10. Daar staan dan die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Ons het 'n bietjie gepraat oor egte droefheid en die vervalsing, die namaaksel. Dit wat baie mense ervaar, maar daar is geen verandering in hulle lewe nie. En ek het vir u gesê, ons gaan vanmôre so 'n bietjie kyk na eienskappe van die egte droefheid, volgens die wil van God wat 'n onberoulike bekering tot redding bewerk. En daar is so 4 gedagtes, vriende, wat ek met u wil deel, wat baie duidelik na vore kom in die Bybel, as die Here werklike droefheid in 'n mens se hart kom bewerk. Nou vriende, die eerste gedagte wat baie duidelik na vore kom is, egte droefheid word deur die Heilige Gees van God bewerk. U sien, geen mens kan egte droefheid oor sy sonde verstaan of hierdie droefheid in sy lewe ervaar as die Heilige Gees dit nie kom bewerk nie. U sien, die Heilige Gees is die een wat gestuur is om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die Heilige Gees ook die een is wat vir mense op hierdie punt bring, dat hulle sonde sal sien vir wat dit is, rebellie teenoor God, hulle staan skuldig voor God, hulle staan onder God se toorn, en as God nie in genade hulle sonde vergewe nie, is alles verby. Sal hulle eendag die ewige oordeel van God tegemoet gaan. Daarom in die eerste plek, werklike droefheid volgens die wil van God is 'n werk van die Heilige Gees. En vriende, onthou, die Heilige Gees begin nie 'n werk en hy stop dit halfpad nie. As die Heilige Gees 'n goeie werk begin, sal hy hierdie goeie werk volëindig. Daarom gister die vers, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, sê die Bybel dat ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Christus reinig ons gedurig van alle sonde. Iemand wat werklik droefheid volgens die wil van God in hulle lewens ervaar het, is iemand wat in die lig wandel, en soos hulle in die lig wandel en nader aan die Here beweeg, sien hulle sondigheid, hulle sien hulle sonde raak, en hulle vra gedurig vir vergifnis van sonde. Maar daar is ook 'n tweede ding wat plaasvind, vriende, wat 'n mens baie duidelik kan sien. Ware droefheid volgens die wil van God lei ons altyd na die verlosser Jesus Christus. Daar is baie mense wat droewig is oor goed wat hulle verkeerd gedoen het, of hulle is miskien uitgevang oor iets wat hulle gedoen het, en hulle probeer beter lewe en hulle probeer verandering in hulle lewe aanbring, maar droefheid volgens die wil van God, wat deur die Heilige Gees bewerk word, lei ons altyd na die oplosser en die oplossing Jesus Christus. Die oomblik wanneer 'n mens werklik 'n droefheid volgens die wil van God in jou lewe ervaar, dan roep jy uit om genade by die kruis van Golgotha. Want jy weet, daar is net een wat jou van jou sonde kan vergewe. Daar's net een wat jou kan vrymaak. Daar's net een wat jou kan vryspreek. Daar's net een wat vrede in jou hart kan bring, en dit is die Here Jesus Christus self. Hy sê self in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na God die Vader behalwe deur my nie. So die Bybel vir ons sê, die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Dan wil die Bybel vir ons sê dat die Heilige Gees hierdie droefheid bewerk. Die Heilige Gees lei ons na die kruis, waar 'n oplossing te vind is, die verlossing te vind is, die redding te vind is, en dan is daar 'n derde eienskap. Dis 'n praktiese lewe wat nou voortgesit word. 'n Lewe waar ek nou anderste lewe. U sien, wanneer die Here nie hierdie droefheid in my hart werk nie, dan leef ek maar dieselfde oor 'n maand of 2 soos ek geleef het. Daar is nie werklike verandering nie. Daar's nie werklike 'n vernuwing nie. Daar is nie 'n nuwe skepsel in die Here Jesus Christus nie. U sien, wanneer die Here hierdie droefheid kom bewerk, dan besef ek hoe skuldig ek voor God staan, en ek besef ook dat God se wet nou in my lewe na vore moet kom. Ek kan nie meer leef soos ek geleef het nie. Ek kan nie meer praat soos ek gepraat het nie. Ek kan nie na plekke gaan waar ek nie gegaan het nie. Ek is nou 'n nuwe skepsel in Christus, en nou moet ek lewe soos 'n nuwe skepsel in Christus. Ag vriende, ek moet sonde vrees. Ek moet van sonde wegvlug. Onthou u nog die Halleluja lied wat ek gister vir u gelees het? Heer, laat u bittere lye 'n prikkel wees vir my, om kwaad ten alle tye met mening te vermy. En dit is die groot ding wat in 'n kind van die Here se lewe na vore kom. Met mening wil hulle sonde teestaan, wil hulle sonde beveg, en sou hulle val in sonde, is daar onmiddellik hierdie berou en belydenis. Wat u sien, hulle besef dat Christendom is nie iets wat ek in naam besit nie, maar dis 'n nuwe lewe. Ek behoort nou aan 'n nuwe koninkryk. Ek behoort aan 'n nuwe meester, en my lewe moet radikaal anderste wees. Maar ook, vriende, is dit so kosbaar
dat hierdie vergifnis en hierdie berou wat die Here in ons lewe werk, is iets wat gedurig en voortdurend sal aanhou. U sien 'n ware weergeborene, iemand wat nie mislei is deur die vyand en dink hy's op pad hemel toe terwyl hy eintlik op pad hel toe is nie, is iemand wat besef dat sy lewe eintlik maar nou 'n lewe is van gedurige belydenis, berou en vergifnis. Wedergeboorte is eenmalig, ons almal weet dit, die Bybel is baie duidelik. Die Here vergelyk dit met 'n fisiese geboorte. As die Here ons geestelik vernuwe, is dit eenmalig, soos ons fisiese geboorte. Maar vriende, soos ons fisies groei, so moet ons geestelik groei. En in hierdie proses val ons en ons struikel en ons sondig en ons sien ons tekortkominge en ons sien ons rebellie en ons vra Here vergewe ons. Here asseblief reinig ons in u kosbare bloed. En ag vriende, hierdie ware droefheid wat die Here bewek, kom so pragtig na vore in 1 Johannes, die 1ste en 2de hoofstuk. Kom ek lees vir u 'n paar versies, dan kan u dit baie beter verstaan. Daar in 1 Johannes 1 vers 7, ons het dit nou al reeds gelees. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons gedurig deur van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. So ons kom nooit op 'n punt waar ons sê ons is ons van geen ding bewus nie. Hierdie leuen wat hierdie kerk versprei word, is 'n duiwelse leuen om ons op 'n valse fondament te plaas. Die Bybel sê as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar. En vriende, elkeen wat hierdie ware droefheid volgens die wil van God in hulle lewens ervaar het, sal weet en besef en verstaan hoe groot hulle sonde en ellende is. En nou hoofstuk 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En dis die kosbaarheid van hierdie versie wat ek vanmôre met u hanteer het. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Want dis deur die Heilige Gees bewerk. Die Heilige Gees lei ons altyd na die Here Jesus, waar ons ware redding, verlossing, vergifnis ontvang. Dit is 'n praktiese werk in ons lewe, waar ons radikaal verander, vernuwe, elke dag die pad saam met die Here stap, die ou lewe aflê, ons met die nuwe mens beklee, elke dag sterwe aan onsself en nou vir Christus lewe, want ons behoort nou aan 'n nuwe koning. En dan is dit ook 'n vergifnis en 'n reinigingsproses wat gedurig deur sal aanhou tot die dag dat ek die Here in sy heerlikheid sal sien. Die vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra, kan jy vanmôre met sekerheid sê, die droefheid volgens die wil van God het 'n onberoulike bekering tot redding in my lewe bewerk. Ek pleit vanmôre dat dit waar sal wees in jou lewe. Jy sien, die droefheid van die wêreld werk die dood. En dit is mense wat die naam het dat hulle lewe, maar hulle is eintlik dood. Hulle sê hulle is Christene, maar daar's niks van Christus in hulle lewe nie. Hulle is hopeloos, hulle is sonder hoop in hierdie wêreld. Hulle is gedurig in die sondige praktyke vasgevang. Hulle kan net nie daar uitkom nie. Hulle is in wanhoop gehul en hulle vra dikwels vir hulle self die vraag, wat is hierdie lewe nog die moeite werd? Dan pleit ek by jou dat jy by die kruis sal kom kniel, want die blydskap in die Here is ons beskutting. Hy is ons verlosser. En die wat aan hom behoort is mense wat volle genade en hoop het vir elke dag om te sê, met my God loop ek 'n bende storm en met my God spring ek oor 'n muur. Mag die Here ons groot genade gee, mag hierdie praktiese waarheid verstaan, ter harte neem en so lewe om die Here in alles welbehaaglik te wees. Vriende, groete vir u, mooi dag verder te raak.